Goeiemôre en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons bietjie kyk na volume en buiteoppervlakte. Nou daar is heelwat baie belangrike formules wat jy moet ken en wat moontlik vir jou gegee sal word op jou vraestel. Ek gaan hierso vinnig net deur hulle skraal. Jy kan enige tyd net stop en pause as daar een is wat jy miskien wil afskryf. Ons die kubus se volume en buiteoppervlakte, die reghoekige prisma se volume en buiteoppervlakte, die driehoekige prisma se volume en buiteoppervlakte en ook die silinder se volume en buiteoppervlakte. Paar belangrike stappe om wel van kennis te neem. Nommer 1, toon altyd al jou stappe. Hierso kry jy punte vir dit wat jy wys. Nommer 2, rond altyd af tot 2 desimale plekke waar nodig. Partykeer sal 'n vraestel of 'n eksamen vir jou sê dat dit is nie net nodig om tot 1 desimale plek af te rond, maar jy moet gaan kyk wat jou vraestel of toets sê. En dan nommer 3, moenie vergeet van korrekte eenhede nie. Volume werk ons altyd uit in kubieke eenhede, soos sentimeter kubiek, en oppervlakte werk ons altyd uit in vierkante eenhede, soos vierkante sentimeter. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde oor hoe om hierdie te gebruik. Vraag nommer 1. Bereken die volume en buiteoppervlakte van 'n kubus met 'n sy van 4 cm. Wanneer ons die volume van 'n kubus uitwerk, sê die formule ons moet die sy tot die derde mag gaan uitwerk. So in hierdie geval het ons 4 cm, dit is die lengte van 'n sy tot die derde mag en dit gee vir ons dan 64 cm kubieke sentimeter en dit is dan die antwoord van dit. Nou, onthou net hierso dat volume, wanneer ons volume doen, is dit eintlik altyd lengte maal breedte maal die hoogte, maar omdat in 'n kubus die lengte en die breedte en die hoogte is als dieselfde, kan ons dan net sê een van hierdie sye tot die derde mag. Wanneer ons kom by die buiteoppervlakte, sê die formule dat ons een van hierdie vlakke, soos hierdie voorste vlak moet vat, ons gaan werk uit wat is die buiteoppervlakte van hierdie vlak en ons maal dit met 6. Nou hoekom maal ons dit met 6? Want in 'n kubus het ons 6 identiese vlakke as jy dit nou daar gaan tel, 6 van hulle. So, buiteoppervlakte is gelyk aan 6 maal een van hierdie vlakke en om dit uit te werk vat ons 4 cm maal 4 cm. En ons gaan werk dit dan uit. Jy kan dit op jou sakrekenaar gaan doen, soos wat jy sal sien hierso. As ek dit op my sakrekenaar gaan sit, sê ek 6 maal 4 maal 4 en dit gee vir my 96 vierkante sentimeter. So 6 vierkante sentimeter en dit is my buiteoppervlakte. Nou ek het voorheen hierso van gepraat, net baie belangrik dat jy jou korrekte eenhede daar gaan neersit. So sentimeter tot die derde mag, kubieke sentimeter en vierkante sentimeter. Vraag nommer 2. Bereken die volume en buiteoppervlakte van 'n reghoekige prisma en hy het 'n lengte van 8, 'n breedte van 4 en 'n hoogte van 5 cm. So kom ons begin gou hierso somme met die volume. Vir my is die volume eintlik die maklikste een van die twee, want dit is eintlik altyd net standaard, maar met die buiteoppervlakte kan dit nogal regtig tricky raak, veral as ons met 'n prisma werk wat 'n bietjie vreemd lyk of gekombineerd is met verskillende prismas. So volume hierso, die formule sê lengte maal breedte maal hoogte. So dis eintlik baie eenvoudig. 4 cm maal 5 cm maal 8 cm. En ons sit dit dan somme in ons sakrekenaar. Hierso het ons die 4 maal 5 maal 8 en dit gee ons dan 160 kubieke sentimeter. 160 kubieke sentimeter, want ons werk met volume. Met buiteoppervlakte. Nou hierso raak dit al klaar klein bietjie tricky. Die formule sê ons het 3 verskillende vlakke en elkeen van daai vlakke het 2 identiese vlakke. So dit is nou, hier moet ons bietjie kop hou. Ek gaan probeer om hierso met kleur gou vinnig vir julle te wys. Nou eerstens gaan ek hierdie voorste vlak se oppervlakte gaan uitwerk daarin wat ek daar ingekleer het. En daai vlak is 'n lengte maal 'n breedte en die lengte van daai vlak is 8 en die breedte van dit is 5. So ons gaan sê 8 maal 5. Maar hierdie spesifieke vlak het twee identiese
vlakke, né? So ons het een hier voor en ons het ook een daar agter. En daar agter ek gaan probeer om gou vinnig vir jou te probeer inkleer daarso. Daar agter sal jy sien daai vlak wat ek daarso inkleer is presies dieselfde as hierdie voorste ene. So ons gaan dan sê dit is 8 mal 5, maar ons het 2 van hulle, so 2 mal 8 mal 5 plus, en nou gaan werk ek een van die ander vlakke uit, en ons gaan nou sommer hierso, hierdie gedeelte hierbo, die deksel van hierdie prisma, gaan ons gaan uitwerk, en daai het ons weer eens 'n lengte van 8, maar hierso is die breedte, nou die breedte daar is presies dieselfde as hierso, so dit is 8 mal 4, en weer eens, ons gaan 2 van hulle hê, en dan plus, die laaste ene wat ons nog nie uitgewerk het nie, kom ons gebruik sommer hierso, weer oranje, het ons hierdie ene hier langs die kant, daai vlak daarso, en om daai vlak te gaan uitwerk, het ons dan nou hierso 4, nee, of daarso sê 4, en ons het maal dit met 5, en weer eens 2 van hierdie 4 maal 5, en as ek daai dan op my sakrekenaar gaan sit, kry ek die volgende, ek kry dan 'n antwoord van 184 en ons werk met oppervlakte, so dis vierkante sentimeter, en dit is aan die einde van vraag nommer 2. Vraag nommer 3, hierso het ons 'n driehoekige prisma, en hy is ook nogal ingewikkeld, so kyk maar en konsentreer mooi hierso. So, weer eens, volume is eintlik vir my maar die maklikste om mee te begin, so volume is gelyk aan. Die volume sê, al wat ons moet doen, ons moet hierdie vlak, hierdie driehoek, se oppervlakte gaan uitwerk, en ons maal dit dan met die lengte of die hoogte van hierdie prisma. So dit is hoe ons dan die volume van hierdie driehoekige prisma gaan uitwerk. So, die oppervlak van hierdie kry ek deur te sê, dit is die basis, is helfte van hierdie basis, maal hierdie loodregte hoogte. En, as jy nou mooi kyk gou hierso, hulle gee vir my daai loodregte hoogte, hier agter, dis 3 cm. So ons begin hier, ons sê half, maal die basis, wat 10 is, maal die loodregte hoogte, wat 3 is, en dan maal ons dit met die hoogte of die lengte van hierdie prisma, wat 13 is. En as ek dit dan in my sakrekenaar sit, dan kry ek 195 kubieke sentimeter, en daai sentimeter is verskriklik horrel, so kom ons maak het gou oor kubieke sentimeter. So ons daar klaar is, kan ons aanbeweeg na die buiteoppervlakte, en weer eens hierso, konsentreer mooi, pause as jy moet, en gaan probeer hierdie self miskien eers uitwerk, en maak seker dat jy weet van elke liewe vlak wat hierso is. Nou dit is baie keer makliker indien jy die ruit van hierdie prisma gaan teken, maar ons het nie vandag genoeg tyd om dit te gaan doen nie. So, kom ek wys gou vinnig vir jou wat ek hierso sal doen. So, eerstens, ek gaan weer eens werk met hierdie driehoekige vorm wat ons hier voor het, en ek sien daarso dat ek het 1 hier voor, en ek het 2 daar agter. 2 van daai driehoeke, so ek gaan sê 2 maal, en dan die oppervlakte van een van hierdie driehoeke is half, maal die basis, maal die loodregte hoogte. So dan het ek daai 2 uitgewerk, en dan moet ons die ander sye se oppervlakte gaan uitwerk. So, hierso, kom ons teken gou hierso, probeer hierso inkleer, so dat jy kan mooi saamvolg oor wat ek uitwerk. Daai onderste basis gaan ek gaan uitwerk. Nou, die onderste basis is 'n reghoekige vorm, nee, so ons het daar so 10, nee, dis my lengte maal my breedte van 13. So plus 10 maal 13, hè. Nou, hierso, wees net versigtig, moenie dink dat al 3 vlakke presies dieselfde is nie. Dit is nie in hierdie geval so nie. Daar is net een vlak daaronder wat hierdie dimensies het van 10 en 13. So daar is ons een van hulle, en dan beweeg ek na die volgende ene, en dan gaan weer eens hierso probeer inkleer, is hierdie syvlak, hierdie skuinsvlak wat ons hierso het. Daarso, hierdie boonste gedeelte hierso. En dit is weer eens 'n reghoekige vorm, en hy het 'n lengte van 13 en 'n breedte van 7. So plus, en ek hardloop nou eintlik hierso 'n bietjie uit spasie uit, plus 13 maal 7.
En dan het ek nog een vlak, en ek gaan sommer hierso onder doen, soos wat jy hierso kan sien, en dit is hierdie klein, dun gedeeltetjie hierso agter. Daar is so daai klein vlak daar agter. En dit is ook 'n reghoekige vorm, en hy het hierso 'n lengte van 13, is presies dieselfde as hierdie lengte, 13, en hy het 'n breedte daarvan 4. So plus 13 maal 4. En ek gaan sit dit op my sakrekenaar, en ek kry dan die volgende. 303, en dit is oppervlakte hierdie, en ons werk in sentimeter, so vierkante sentimeter, en dit is die einde van vraag 3. En dan vraag nommer 4, en dit is ons laaste vraag, en julle sal sien, ek het hierso sommer ietsie geteken, en ek gaan nou vir julle sommer verduidelik wat hierdie is, maar hierdie vraag sê vir ons, dat ons moet die volume en buiteoppervlakte van 'n silinder gaan uitwerk, en hy het 'n radius van 3 cm, en 'n hoogte van 20 cm. En dit lyk dan so, hierdie is 'n silinder, dink aan 'n toiletrolletjie amper, as jy wil, nee, of 'n Coke blikkie. Nou, die formules hier, nee, is miskien klein bietjie moeilik om te volg, nee. So, met die volume se formule, hy is nog redelik eenvoudig, ons kan hom gou vinnig uit die pad kyk. Die volume sê, ons moet die area, nee, die oppervlakte van die sirkeltjie gaan kry, of bo of onder, en ons moet dit dan maal met die hoogte van hierdie blikkie, of hierdie toiletpapiertjie, so hierdie hoogte. So, dit is eenvoudig, ons weet hoe om dit te doen. Die area van 'n sirkel daarbo is pi maal die radius kwadraat, en die radius in hierdie geval word gegee, hulle sê dis 3, nee, en dan moet ons dit maal met die hoogte van hierdie silinder, en ons kry dan daai is wat ons aan skryf, en ons sit dit dan op my sakrekenaar. En as ek dit op my sakrekenaar sit, kry ek dan die volgende 180 pi, nee, of as ek daai knoppie druk, verander dit na 'n desimale getal, 565.49, 565.49, en dit is centimeter tot die derde mag kubieke sentimeter. Dit is die volume van hierdie. En nou hierso kom ons by die buiteoppervlakte, en dit is die rede oor hoekom ek hierdie ruit gaan teken het. Nou, as ek hierdie silinder gaan oopvou, nee, ek sny hom hierso af in die middel. Ek sny hom daarso, en ek knip dit, dan kry ek die volgende ruit hierso. En soos julle kan sien, is 'n silinder, nee, bestaan uit 2 sirkels, nee, die bo en onder, en dan as ek hierdie gedeelte nou oopvou, dink aan 'n toiletrolletjie, dan kry ek hierso 'n reghoek. Nou, die formule sê die volgende, is 'n baie lang formule, en ek gaan net dit vir julle skryf, sodat ek vir julle kan wys waar elke liewe gedeelte hiervan is. Alright, so hier is die formule wat ons dan nou ken, en dit is die buiteoppervlakte van 'n silinder. Ek wil net gou vinnig vir jou wys wat elke liewe gedeelte hiervan is. So, hier is ons 2 pi radius kwadraat. Nou, ons weet dat pi radius kwadraat ons het voorheen gebruik in hierdie vorige som wat ons volume gedoen het. Pi radius kwadraat gee my die oppervlakte van 'n sirkel. Nou, hoekom het ons 2 pi radius kwadraat? Want ons het 2 sirkels. Also, so, dis redelik eenvoudig, en dan kom ons by hierdie volgende term, en dit sê plus 2 pi radius, en 2 pi radius is die formule vir die omtrek van 'n sirkel, en dit sê ons moet die omtrek van 'n sirkel maal met die hoogte. Nou, hoekom het ons dit? Wel, as jy kyk na hierdie ruit, nee, het ons die hoogte daar, dit is die hoogte van hierdie silinder, maar waar kom hierdie 2 pi radius vandaan? Wel, hierdie lengte wat ons hierso het, daai lengte van daai reghoek, is 2 pi radius. Hoekom is dit 2 pi radius? Want hierdie reghoek vou presies rondom 'n sirkel. Hy vou presies rondom 'n sirkel. En ek sal eintlik hierso wil hê julle moet dit gaan toets. Vat 'n toiletrolletjie, sny hom oop en kyk presies mooi hoe dit werk. Wat gebeur as ek hom oop sny? Ons het 'n sirkel gehad, maar as ek hom oopvou, dan is daai omtrek van die sirkel eintlik die lengte van my reghoek. En dit is waarvanaf hierdie formule dan nou kom. So kom ons gaan werk en gou hierso uit. Die buiteoppervlakte is dus die volgende. 2
pi, die radius hierso is 3 kwadraat plus 2 pi maal die radius 3 maal die hoogte, en die hoogte hierso was 20 gewees. En ek sit dit dan op my sakrekenaar en kry die volgende. Ek kry dan 433.54 en dit is centimeter kwadraat of vierkante centimeter. Ek hoop dit het sommer baie gehelp. Ek sal voorstel gaan oefen 'n bietjie van hierdie, gaan oefen hoe om met hierdie formules te gaan werk en jy sal sommer baie vinnig baie beter wees in jou meetkunde. Sien jou in die volgende video.